Goeiemôre almal, kan julle my hoor? Nee. Daar sê kom nou iets deur. Tony het seker of Elise het seker die klankharder gesit, dankie. Goeiemôre, baie welkom in die huis van die Here vanoggend. Welkom ook aan die mense van Herberg aan See. Ek hoop hulle is aanlyn vandag. Ek hoor hulle was 2 weke terug 'n bietjie ongelukkig want hulle kon ons nie hoor nie. So ek hoop hulle is by ons. Onthou asseblief om die selfone af te skakel, want andersins gaan dit mos maar kan 'n probleempie veroorsaak. En daar's kersse hier voor, julle weet julle kan dit aansit en blommetjies daar agter en kom ons sing lekker tot eer van die Here saam vanoggend. Ons eerste lied is lied 164. Ons is almal hier tesaam en ons sing daarvan 3 strofes. Lekker nuus ook om te sing. Ek is die Heer. Dis lied 519, strofes 1 tot 3. Vlam 34, ons sing daarvan die eerste en tweede strofes. Here is my liefde.
Dominee Mauritius Spinaar het met ons koorse oefening donderdag so mooi gebid. Toe sê hy, dankie Here vir musiek, en dankie dat ons kan sing, vreeslike mooi gebed. Nou, ek kan nie altyd so mooi bid nie, maar ek kan sing, nie. So is dit nie 'n wonderlike voorreg nie, want hulle gee vir jou die woorde, jy kan dit net sing, en as jy dit hoor, doen dit mos iets aan jou gees. So dit is so, om te kan sing, gee vir mens krag. So is eintlik 'n wonderlike voorreg, om te kan sing, tot eer van die Here. Ons laaste liedjie, is Ons Vader neem ons hande, lied 532, strofes 1 tot 3. Maar ek dink ek gaan vir my man vir een keer bietjie tyd gee om meer te praat, nee. Sê altyd wat mense om die kans kan gee. Is dit reg? Ja, reg. Goed, dis Dominee Herselman wat vanoggend vir ons spreek. Baie welkom en dankie vir die samesang. Dankie mevrou Dominee Herselman. Goeiemôre almal. Verskriklik baie welkom in die huis van die Here vanoggend. En die Here het nou vanoggend sommer 'n mooi oggend uitgepak toe ek nou hier ry hiernatoe, 'n lieflike helder dag na al die winterweer. Ek sien Tiaan is ook hier, so hallo Tiaan. Na al die winterweer en goed. So ons kan die Here ook loof vir hierdie net eenvoudig pragtige omgewing waarin ons bly. En baie welkom aan julle almal wat vroeg opgestaan het om hier te wees. Ons moet nou ongelukkig ook afskeid neem van mense wat oorlede is. En hulle is almal, lyk my, van die kelders. Vernon Coetzee, Desiree Eksteen, Pieter Burger en Paul de Villiers. Ons dink regtig aan julle familie. En as daar van hulle is, ons medelee gaan na julle uit. Ja, die dood lê vir ons almal voor. En dan bid ons ook vir siekes, Martie Strydom, van die kelder se dogter Tina is siek, ons bid vir haar. Al die bejaardes, ek hoor hulle is vanoggend op, van Herberg aan See, ons dink aan julle, die van julle wat broos is ook. En dan Tony Holzhausen, is hy wat al hierdie rekenaar goed, hy en sy span, hy gaan ook vir 'n opvolg. En ons dink ook vandag aan Tony. Dan die kinders, ek sien nou hier is nie so baie kinders nie, ek het nou was so half spyt, ek kon vir julle poppenkas gehou het as ek nou geweet het daar gaan kinders wees, maar julle kan daai speletjie speel, dan gooi julle, ek weet nou nie of ek moet sê dobbelsteentjie nie, kom ons sê maar dice.
Daai. En dan kan julle bid, as hy op 6 val, dan bid julle vir die polisie, en as hy op 4 val, dan bid julle vir die boere. En mag julle maar 'n goeie mengsel, dat julle vir almal kan bid op die ou einde. Blompark gemeente bou 'n stoor aan by hulle saal, en hulle het ook 'n ringmuur by die pastoriese huis wat hulle wil ombou. En asseblief, as julle ietsie wil skenk, ouderling Ryan Moerts is die man om te kontak, en sy telefoonnommer is daar. Die hoofouderling het my genoop om te sê die res van die goed, omdat ons aanvaar meeste van u het skolastiese opleiding gehad, sal u self asseblief moet lees, anders gaan ons die hele oggend lees. En dan het die kerkraad ook net gevra, ek moet sê baie dankie vir die flikse hande, vir die sweet en die spanning en amper die lyding wat julle moes deurgaan om die kermis of die bazaar 'n sukses te maak. En die bazaar het, as julle nou alles bymekaar tel, ongeveer 250.000 bymekaar gemaak. Dit wil gedoen wees. Ek het vir hulle gesê, in my gemeente waar ek was, as ons die dag R80.000 gemaak, dan moes my hare waai. En hulle het my een keer beroof, as hulle my hare nou afsny, dan lyk ek soos Frankenstein, en die snye op my kop. Baie dankie gemeente, veral vir die bazaar, dit was regtig waar, ek was nou nie hier nie, maar ek hoor dit was 'n baie prettige affære. Ek moet nou nog bietjie sjokolade uitdeel. Is daar enige iemand wat in die week verjaar het? Niemand nie. Waarso. Wat 'n voorreg om vir iemand 'n chocolaatjie te gee. Ek is ook verskriklik dankbaar vir hierdie mense wat die ruikers doen. Dis ook 'n getuienis, net, dis deel van julle liefdeswerk. En dit getuig vir ons van die skoonheid van die skepping. Moet jy kom in jou handjie sit. Die hoofouderling sê hierdie groen is die lekkerste. Is daar nog iemand wat verjaar? Sy lyk so skaam, jy hoef nie skaam te wees nie. Ons is almal saam met jou, bly jy verjaar nog. Jy gaan nou die laaste groenetjie kry, hoor. Baie lekker. Ek hoop dit was 'n feestelike tyd. Wil jy pink hê? Is daar iemand wat getroud is, wat huweliksherdenkings? Sommer baie. Baie geluk, hoor. Jy wou nie 'n ander ene gehad het nie, nee. Ek het hierso ook 'n hand gesien. Sy maat baie sterkte. Groete. En daar's tweeetjies wat nog knus by mekaar sit. Geniet julle volgende 20 jaar saam. En dan die mense wat bevoorreg was om gedoop te word in die naam van die Vader en die Seun en die Vader, mooi. Enige iemand wat nog hulle doopdatums onthou of kan sien. Die groenes is klaar, jammer. Nog iemand doopdatum? Dankie. Dan gaan ek sommer voort met die kers aansteek. Jy sal nou vanoggend in my boodskap ook sien. Ek trek dit deesdae vir my vreeslik aan oor wat aangaan in ons stikkende wêreld. En daarom steek ek die eerste kersie aan vir ons wêreld. En ek glo
dat iewers die boodskap van Jesus Christus, sy totale verlossingsboodskap, sy boodskap van onvoorwaardelike liefde, iewers gaan deursyfer in die harte van mense. Tweedens bid ek vir ons land Suid-Afrika, wat op die oomblik op die voorhand van 'n verkiesing staan, en ek hoop ons mense het die wysheid om mense te kies wat regtig kapabel is, wat in staat is om die werk te doen. Ons het 'n kosbare mooi land, en ek dink nie ons besef selfs nie waar ons bly, raak jy so verknog, dat jy vergeet hoe mooi ons land is. Dan wil ek graag hê, ons moet almal bid vir Gansbaai se Christelike gemeenskap, maar veral ook vir ons as kerk, wat Fanie spog so baie met, ons doen baie barmhartigheidswerk, en ons probeer regtig om heling te bring in ons gemeenskap, en ons is dankbaar dat die Here ook ons lig in 'n gemeenskap laat skyn, en dit kan suurdeeg in die gemeenskap in, en genesing en heling bring aan daardie wat soos hy heel gebrokenis van hart. God bring heling ook deur u en deur my. En dan, ek sê altyd hierdie hoofkers bo is die Jesuskers, die kers van die God wat vir ons 'n voorbeeld is, wat vir ons inspireer deur sy Heilige Gees om onbaatsigtig en onvoorwaardelik in ons liefde te wees. Nie net tot ons eie nie, maar ook tot ons medemens. Gemeente, ons gaan nou die wotum sing, en dit is lied 450, lied 1 en 2, ons doen dit sittende. Sing, Heilige Gees, ons sal ons die heerlikheid van Gemeente, vir almal van julle, die Here groet julle vanoggend. Hy wil sy genade en sy liefde en sy barmhartigheid oor elkeen van julle uitstort. Hy seën julle met 'n seëngroet, want hy is verheug dat sy kinders bymekaar gekom het om hom te vereer en om hom te dien. Kom ons sing dan nou hierdie pragtige loflied tot eer van die Here.
bely dan nou ons geloof in die Christelike kerk met die apostoliese geloofsbelijdenis wat deur die eeue bely word deur die kerke. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan maar nog staan asseblief, en sing ons net hierdie lied saam. Nou gaan ons sittend die wet van die Here saam sing, soos dit in die lied 250 opgesom is. Jy sal ook sien daar is 'n bietjie beurtsaam. Liewe gemeente, ons gaan vanoggend enkele gedeeltes uit die woord van die Here lees
Jy sal van die gedeeltes onthou wat ek 2 weke ook hierso in 'n boodskap gebring het. Kom ons sing 'n gebed vir die opening van die woord, Lied 254, die 2 verse. Die eerste gedeelte waaruit ons lees, en dit sal vir u bekend wees, is Genesis 1, vers 26 tot 31. En as hy in geel gemerk is, dan is dit die teks wat ek oor wil 'n boodskap bring. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, as ons afbeelding, sodat hulle kan heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel, die diere oor die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde rondbeweeg. God het die mens geskep na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskep. Manlik en vroulik het hy hulle geskep. God het hulle geseën. God het vir hulle gesê, wees vrugbaar, vermeerder, vul die aarde en onderwerp dit. Heers oor die visse van die see, die voëls van die hemel en al die diere wat op die aarde rondbeweeg. God het gesê, kyk, ek gee vir julle al die gewasse wat saad dra, wat op die oppervlakte van die hele aarde is, en al die bome waaraan daar vrugte is, wat saad dra. Vir julle sal dit as voedsel dien. Ek sien ongelukkig nêrens vleis hierson nie, ek weet nie. Maar ons verkeerd gegaan. En vir al die diere van die aarde en vir al die voëls van die hemel en alles wat rondbeweeg op die aarde waaraan lewensasem in, gee ek al die groen gewasse as voedsel. Dit het so gebeur. God het na alles gekyk wat hy gemaak het en kyk, dit was baie goed. En dit was aand en dit was oggend die 6de dag. Die volgende teks wat ons gaan lees is Matteus 5, verse 43 tot 48. Julle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek, en dis Jesus Christus wat hier praat, sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat vir julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemel kan wees. Hy laat immer sy son opkom oor die slegte en goeie mense en hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. As julle diegene liefhet wat vir julle liefhet, verdien julle dan enige beloning? Maak die tollenaars nie, maar ook so nie. En as julle slegs julle broers groet, wat doen julle meer? Maak die heidene nie dan ook so nie? Wees dus volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. En dan lees ons ook Johannes 13, net 2 verse. Ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle teenoor mekaar liefde het.
Nou gaan ek net vir Elise vra. Elise, net so 3 sekondes per skyfie. Net om julle 'n bietjie te herinner aan 2 weke terug se boodskap, die van julle wat hier was. Hoe om te heers, daar's verskillende maniere. God het vir ons, hou net so bietjie vas, God het vir ons die opdrag gegee om te heers. Dis die oeropdrag. Heers en vermeerder. Nou dit lyk vir my met die vermeerdering het daar geen probleme gekom nie, maar met die heers het daar baie probleme gekom. Want ons het absoluut, en ek het ook vir julle verduidelik in die ou tyd, hoe die mense letterlik gedink het, alles is hulle sinne, en hulle kan dit eenvoudig net verniel en misbruik, en hulle het die grond afgebrand, hulle het alles besoedel, en dis in die ou tyd, in die oertyd. En toe daarna die sonvloed gekom, en dit het bietjie beter gegaan daarna. Maar kyk 'n bietjie nou na van hierdie skyfies, en dan sal julle nou duidelik sien hoe dit oorgaan na sleg heers, daai opdrag wat God vir my en jou as mens gegee het, en goed heers. Kom ons kyk nou, die eerste ene lyk vir my is 'n slegte een. Sleg. Baie sleg. Sleg. Besoedel. Ons eie ou Johannesburg. Gaza na oorlog. Oorlogmakers. Kinders wat vermink is. Kinders wat in smart lewe. Diere wat vermink word. Diewe, diefstal, uitputting van moeder aarde. Hier kom die beter deel. Ons gee vir hulle lekker plekke om op te bly. Ons het absolute mooi plante groei. Ons eie ou vriend hier so net suid van ons. Ons 2 vriende. Ons mense wat skoon maak. Ons mense wat leer, om hulle kinders leer bome plant. En liefde vir my ou varkie. En dan ook in groen Namibië waar hulle alles wat kosbaar is bewaar. Vanoggend kom ons by die tweede deel van die preek, en hierdie idee het ek gekry by een van my vriende, wat vir my gesê het, Dominee, jy het nou baie goed oor die natuur en die goed gepreek, maar jy het niks oor die liefde vir mense. Hierdie was nou liefde vir die aarde, ons moet eintlik vir die aarde lief wees, en vir die aarde sorg en omgee. Maar hy sê, jy het baie min oor die liefde vir mense gesê, en dit is nou wat ek vanoggend oor gaan 'n boodskap bring. Ek gaan eerstens praat oor lojaliteit. En eerstens, ek kan nie teenoor ander mense lojaal wees as ek nie teenoor myself lojaal is. As ek nie getrou bly aan dit waarin ek glo nie. En liewe lidmaat, julle wat vanoggend hier sit en geroep is deur die Heilige Gees om hier te weet, daar is niks beter wat ek kan doen as om die Here, die Almagtige God, toe te laat om totale beheer van my lewe te neem. Die pedagoge, die opvoedkundiges praat van jy moet 'n interne locus van kontrole hê. Dit beteken jy moet jou nie deur iets van buite af laat beheer nie. Party mense is so afhanklik van die goedkeuring van hulle pa of ma of van hulle man of vrou dat hulle heeltemal beheer word. Maar in hierdie geval is die Gees van God wat in elk geval deel is van jou as Christen gelowige binne in jou. Jy kan nie lojaler wees teenoor jouself as die Gees van God wat in jou woon en jy laat hom toe om jou lewe aan te dryf en vorentoe te gaan met jou lewe. Dis die beste wat jy vir jouself kan doen. Die tweede ene is lojaal teenoor diegene naaste aan my. God laat jou weggaan van jou mamma af en van jou pappa af. En jy baie goeie herinneringe aan jou mamma en jou pappa. Partykeer beheer mamma nog steeds jou lewe. Maar meeste van ons begin ons eie gesinnetjies en ons eie kinders. En jy as ouer is lojaal teenoor die pragtige kinders wat die Here jou gegee het.
Jy is die een wat jou kind moet beskerm as hy in die skool geboelie word. Jy as gesin moet by mekaar kom en geestelik julle self versterk. Julle is lojaal as julle by mekaar kom en saam bid vir dit wat vir die dag voorlê. As jou kind probleme kry by die skool, is jy die ene wat moet gaan luister na die skoolhoof of na die onderwyser en probeer om dit wat jou kind dalk verkeerd doen reg te stel, want jy is lojaal teenoor jou kind. Jy kan nie net opkom vir jou kind as jou kind verkeerde goed ook doen nie. Jy moet probeer om daardie gedrag te herstel, dan is jy lojaal. Jou huweliksmaat ook. Jy kan nie laat jou huweliksmaat met elke losvlos rondflenter en dan maar net sê, ek is nou so bang vir die geldstorie. Jy moet lojaal bly teenoor jou huweliksmaat en julle moet binne in die huwelik mekaar verbeter. Julle moet nadat julle getroud is vir 40 of 50 jaar, wat baie van julle is, moet jy 'n beter mens aan die ander kant uitkom. Jy moenie, mense, ek het dit gesien, daar in die gemeente waar ek was, die oom was ongelooflik dominerend. Nou wil die tannie 'n ou 20 randjie gee vir die kerk. Dan klap hy 'n hand so. Nee! Later het die tannie se persoonlikheid so verander, sy het net so gesit. Hoe gaan dit vanoggend, tannie? Nee, dit gaan goed, dominee, dankie, dominee. En as die man opstaan, dan skrik sy. Dan kan jy sien die oë rek, want sy weet nie wat gaan nou weer kom nie. En sy was half verleë, dit was later, het was amper moeilik om hulle te besoek. Jy moet lojaal wees teenoor jou vrou en teenoor jou man. Dit is ongelooflik belangrik vir die geestelike opbou. Die Bybel leer vir ons hoe om getrou te bly aan ons lewensmaats en aan ons kinders. Dis die teenoor naaste aan my. En dit is eintlik vir ons almal dalk die maklikste. Ek weet nou baie van julle wat hier sit is al oumas en oupas. Hoe lojaal kan 'n ou nie wees teenoor jou kleinkinders nie? Dis amper asof jy baie lojaaler is as teenoor jou kinders. En daardie hele gesin naby aan jou. Dit is 'n opdrag van God dat ons teenoor mekaar lojaal moet wees en mekaar opbou. Kom ons kyk na die verdere enetjie. Lojaal teenoor my gemeenskap. Dit het ek nou met die bazaar gesien. Julle geniet mekaar se geselskap. Julle sweet saam. En baie keer bekla julle en baie keer beklei julle, maar daar's 'n eenheid. Daar's 'n verdraagsaamheid. Daar's 'n liefdevolheid onder mekaar in 'n gemeenskap wat saamwerk. Maar nie net die gemeenskap nie, jy sal sien ek het anders klere gekoop. Ons begin al mooi saamwerk met Blompark. Ons is nog 'n bietjie eintlik baie skaars wanneer dit by Mashakane kom, want ek dink ook die politiese gees in die land maak dat ons half teen mekaar wil werk en ons wil mekaar nie enigiets gun nie. Maar dit is waar Jesus Christus inkom. Daai onbaatsigtige en mense, dit raak vir my al hoe belangriker dat hierdie boodskap moet deurkom. Nadat Jesus aan daai kruis gehang het hy nooit weer gesê dat mense mekaar moet haat nie. Hier het ek die 2 teksverse gelees wat sê jy moet jou vyand lief hê. Want weet u wat, gemeente, dis 'n langtermynbelegging om jou vyand lief te hê. Dis 'n langtermynbelegging. Jy gaan geskel word en gevloek word en dit gaan sê jy aanbid 'n vals god en jy gaan baie keer verskrik word deur die rigiditeit en die fundamentaliteit van ander godsdienste. Maar as Christen, deur die krag van Jesus Christus en sy Heilige Gees wat in jou woon, gaan jy uit en leef liefde uit. Dis die langtermynbelegging van Christus wees is om lojaal te bly teenoor God en die liefde wat Christus vir ons gehad het, uit te leef in ons gemeenskap. Ek het nou eintlik die volgende punt kan my nou eintlik saam met hierdie ene gesit word. Laat ons teenoor ons landsmense ook lojaal wees.
Ons kan nie neerhalende goed en verskriklike slegte goed en rassistiese goed kwytraak en dan dink ons dra Christus se boodskap uit nie. Dit kan nie. Dis nie wat Christus van 'n Christen mens wil hê nie. Die Heilige Gees wat in jou woon, teenoor wie jy lojaal is, dring jou tot liefde. En dan dink ek die laaste is teenoor die wêreld. Ons woon op moeder aarde. Ons woon saam verskriklike klomp diverse mense, godsdienste, kulture. Ek en jy is hier om elke mens op aarde lief te hê. Dis hoekom God ons hier gesit het. Dis hoekom God ons geroep het. Dis hoekom hy ons uitgekies het. Ons is hier om lief te hê. Dis die krag van God wat in ons woon deur sy Heilige Gees om uit te reik. As jy 'n boodskap van liefde uitdra, as ander mense van buitekant af ons sien. Ek kan nou hier in Gansbaai is dit bietjie moeilik want ons is redelik homogeen. Selfs die ander gemeenskappe is maar Christelik oor die algemeen. Hier is daar 'n paar moslems, maar in Durban waar ek gewoon het, was daar Hindoes en moslems. En al hoe jy teenoor hulle gaan getuig, jy gaan hulle nie oortuig deur te sê, ja, maar die Bybel sê, jy mag dit en dit. Jy moet met jou lewe wys, maar hierdie is net 'n beter manier van lewe. En nie omdat jy wil flaunt, soos die Engelsman sê nie, jy weet dit is waar, dit is in jou. En dan sien ander mense jou voorbeeld, en dit gaan nie onmiddellik gebeur nie. My vrou het my vertel, daar was 'n vroutjie, wat by hulle skool was, wat, ek dink sy was sy moslim of 'n hindoe. En toe gaan sy vir 'n paar jaar oor see, en toe kom sy terug, en toe kom my vrou agter, maar hierdie vrou het totaal verander. Sy is nie meer so bedreigd en so snaaks nie. En toe sê die vrou vir haar, ek is nou 'n Christen. Christen se liefdesvoorbeeld is ongelooflik belangrik. Nou is ek klaar met lojaliteit. Kom ons kyk na die tweede een. Integriteit. Kom ons kyk wat het met Job gebeur. In die land was daar 'n man met die naam Job. Hierdie man was opreg en onberispelik in sy optrede. Hy het vir God ontzag gehad en die kwaad vermy. Nou goed, dit is wat die skrywer oor Job gesê het van Job. Dis 'n getuigskrif vir Job. Kom ons kyk wat sê die Here oor Job. Die Here het vir die Satan gesê, het jy kennis geneem van my diensknegt Job? Daar is niemand soos hy op aarde nie. Hy is onberispelik in sy optrede en opreg. 'n Man wat vir God ontzag het en die kwaad vermy. As ek met integriteit in die lewe rondloop, of ja, as ek integriteit het, dan doen ek in die donker wat ek in die lig doen. Daar het deesdae 'n etiek ontstaan van jy mag maar droog maak. Jy moet net nie uitgevang word nie. 'n Mens met integriteit is 'n godvervulde mens wat altyd optree met waaragtigheid. Wat wanneer hy voor mens staan en voor God staan, een en dieselfde mens is. 'n Geesvervulde kind van God, dit is my definisie daarvan, as jy geesvervuld is en jy het integriteit, dan is jy 'n getuienis vir God. Integriteit is vir my ongelooflik belangrik, wanneer ek as mens optree teenoor my medemens. My woord moet altyd my woord wees. Saam met integriteit is die volgende ene eerlikheid. Eerlikheid is die toestand of kwaliteit van waarheid liewend
opreg en vry van bedrog wees. Dit behels om betroubaar te wees en altyd die waarheid te praat, selfs wanneer dit moeilik is of nie pas nie. Dit sluit in om ander regverdig te behandel en 'n betroubare lewenswyse te handhaaf. Mense, ons lewe in 'n wêreld waarin eerlikheid baie laag op enige politikus se etiek is. Daar is wat eerlik is, maar regtig waar. Ek kry baie keer regtig die indruk en nou oordeel ek en dit mag ek nie. Maar ek kry die indruk as mense baie politici hulle monde oopmaak dan jok hulle. Wensdenkery. Eerlikheid is so 'n morele grein van Christelike menswees. Het Jesus Christus, was hy nie eerlik nie, toe hy vir Petrus gesê het, ek weet jy gaan my verloon. Dit het Petrus seer gemaak, maar Jesus was eerlik. Hy het geweet Judas gaan hom verraai. Hy het die Fariseërs in Matteus 23 lelik vasgevat. Die mense wat soos wit gepleisterde grafte was. Hy het die waarheid gepraat. Hy het hulle insig gegee. Maar hy wou deur sy eerlikheid by hulle heling bring. Hy wou hê hulle moet geestelik gesond word van hierdie siekte van fundamentalisme. Hy wou regtig waar, hy het eintlik gesien waar hierdie mense verkeerd geloop het, aan watter siekte hulle ly, wat hulle maak, dat hulle regtig nie meer eerlik kan wees nie. Ons lewe in 'n wêreld waarin die mense amper nie meer 'n etiese grein het nie. Die wêreld dwing ons amper om oneerlik te wees. Ek weet nou, jy kan partykeer, julle ouetjies wat nou jonger is sal weet, maar jy kan partykeer vir jou 'n werkstuk aflaai van kunsmatige intelligensie af. En dan gee jy dit in, en dit is baie moeilik vir die professore en die doktore en die onderwysers om dit op te spoor. So, daardie eerlikheid moet deel wees van jou grein, want God is in jou, sy Heilige Gees is in jou. Kom ons gaan maar na die volgende een en dis feestelikheid. Ons vier te min fees. En baie keer as ons fees vier, dan geniet ons dit nie regtig nie. Ek sien nou daar's nou 'n Suidoosterfees, maar dis tyd dat ons mense, ek kan onthou in die ou tyd, nou ek wil nie teruggaan in die verlede nie, maar het jy as volk, die Afrikaanse mense bymekaar gekom en dan het jy volksspele gehou en dit was 'n groot te doen en dit was so lekker. En ons het hier jare terug, ek weet nie of daar nou 'n ander fees in sy plek is nie, maar hier was die fees van die ganse. Die mensdom moet bymekaar kom, die hele mensdom, en fees vier omdat ons op 'n pragtige planeet woon. Hulle stuur nou ruimteskepe na Mars toe. En daar's nou weer een wat om die maan gegaan het. Daar's niks. Jy kan nie eens asemhaal daar nie. Hier is ons op die pragtigste, kosbaarste, eintlik brose planeet, wat besig is om te verweer as gevolg van hebsug. En ons moet sorg daarvoor, soos daai beeldjie van die seentjie wat geplant het. Dis tyd dat ons fees vier oor ons eie lewens, oor die feit dat ek lewe, dat ek asemhaal, dat God vir my die vermoë gee om lief te wees, hierdie pragtige mensie wat langs my in die kerk sit, wat saam met my 'n leeftyd geloop het. Vier dit. Ons moet fees vier, die lewe is eintlik 'n fees, en ons vergeet dit, totdat ons gekonfronteer word met die dood. Die volgende ene, ek gaan nou maar 'n bietjie vinnig deur, is deernis. Vanoggend, lidmate, julle sien hierdie beelde agter my. Wil ek vir julle vra, ek weet nie wie van julle oumas of oupas is nie, maas of paas, staan net vir my nou vanoggend, vir 'n paar sekondes,
in daai ma se skoene. In daai pa se skoene. Verbeel jou, dis jou kind, jou kleinkind, wat flenters geskiet is, deur vuurpyle en bomme. Hê nie die deernis, vanoggend liewe lidmaat, hê die deernis vir wat aangaan op moeder aarde vandag. En hierdie is nie nooit enkele gevalle nie, dis duisende mense. Mense, dis nie wat Christus van ons wil hê nie. Hy het juis kom sterf sodat ons nooit weer kan haat nie. Ons kan op geen manier enige moord en doodslag regverdig in die naam van God nie. Geen. Ons eie Christelike godsdienst is deurtrek deur moorddadigheid en bloedlustigheid. En dit was verkeerd. Ek het daar in 'n kerk in Duitsland gesit. En toe raak ek verskriklik bewoe. Ek het letterlik gehou, maar ek is nou maar 'n changbali. Maar omdat daai pragtige kerke met die ongelooflikste detail, die preekstoel het byvoorbeeld beelde, verskriklike mooi in detail gekerfde beelde van die 12 apostels. Maar daai kerk staan leeg. Want Europa is teleurgesteld in die Christendom, omdat hulle deelgeneem het in die naam van God om massas mense te vermoor. Dis nie wat Jesus Christus wil hê nie. Dis nie sy boodskap nie. En daarom, broer en suster, vanoggend vra ek van jou 'n hart om hierdie mense wat vandag bitterlik ly, wat van honger doodgaan, net te omhels. Staan in hulle skoene. Voel wat hulle moet voel. En dan die laaste ene is empatie. Ons is gemaak vir mekaar. Christus het ons by mekaar gebring. Ek het by julle die grootste klomp liefde en empatie ervaar in ons donkerste tye. Dis hoe 'n kerklike gemeenskap moet werk. Ons bid vir ons siekes. Ons besoek ons noodlydendes. Ons staan mense, ek is met ure se terapie bygestaan deur een van my lieflingmaats. Ons moet empatie met mekaar hê. Jy kan nie net mense afskryf nie. Maar dis maklik om empatie te hê met mense wat ek ken en vir wie ek lief is. Maar dit is moeilik om empatie te hê met daai mense wat met rooi uniforms rondloop en allerhande haatspraak skree. Maar dit is ook my opdrag. My langtermyn opdrag is om lief te hê, lief te hê, lief te hê, lief te hê, lief te hê. Want deur ander mense se liefde, deur my liefde, ervaar hulle aanvaarding. En daarom begin hulle ook ontdooi vir die liefde van God. Ek het in die begin 'n beeld wat ek nou nie afgetrek het nie, maar waar die kerk staan, die kerk is mos geloof, hoop en liefde. Geloof was 'n anker, soos wat julle, daar's 'n anker iewers, 'n anker, dit was die geloof. Hy het hierso gestaan aan hierdie kant, in 'n mooi glasuurvenster in 'n Switserse kerkie. Geloof die anker, hoop die kruis, Jesus Christus, en dan liefde. Geloof, hoop, liefde. Anker, kruis, hartjie. Die mense van buite, wat God nie geken het nie, wat het hulle eerste gesien? As hulle gekyk het van buite af, sien hulle die hartjie. Hulle sien die liefde, julle onderlinge liefde. Daarom sal die mense weet dat julle my kinders is, julle liefde wat julle het vir mekaar. Maar nie net vir mekaar nie,
ook vir die mense om jou, ook vir die wêreld om jou. Jesus se hele boodskap was juis dit. Kom ons kyk, ons het nou gepraat vanoggend oor lojaliteit, integriteit, eerlikheid, feestelikheid, deernis en empatie. Kom ons kyk 'n bietjie nou verder, kyk wat spel dit. L-I-E-F-D-E. Jy Christenmens, kom ons gaan verder. Hy was lojaal tot in die dood. Hy het die hel ervaar, want hy het gevra, my God, waarom het U my verlaat? Hy het God verlate gevoel, sodat ek en jy kan lewe. Hoe lojaal kan 'n mens wees deur jou eie lewe te gee vir jou kinders? Met hoeveel integriteit het hy nie opgetree nie. Hy het gehoorsaam gebrei aan sy vader. Hy het vir sy vader die hele tyd gevra, laat hierdie beker by my verbygaan. Ek dink om God verlate te voel is die ergste wat jy kan oorkom. En hy het eerlik en opreg getrou gebly aan sy roeping. Die seun van God het getrou gebly. Hy het nooit afgesien van die doel waarvoor hy aarde toe gekom het nie. Hy het fees gevier. Ek en jy breek nog steeds die brood as teken van die fees van ons verlossing. Hy het saam met sy disippels brood gebreek en wyn gedrink, sodat ons daardie liggaam, daai gebroke liggaam en bebloede liggaam, kan gedenk en kan wees, Here, ons vier fees, want ons is verlos. Hy het deernis gehad, want hy het aan die kruis gehang. Het hy sy eie ma getroos en gesê, moeder, daar is jou seun, seun, daar is jou moeder. En hoe groot kan 'n mens se empatie wees as hy weet hoe verlore en verwese en verwronge ek en jy as mens was? Hoe absoluut God verlate ons was, het hy gegaan. Jesus Christus, die seun van God. En hy het ons omhels. Hy het ons aanvaar. Hy aanvaar daai kind. Die een beeld wat my die hele tyd bybly, is die seentjie, wat sy sussie net haar armpie, ek wou nou nie al die drogbeelde, dis hoekom ek die beelde 'n bietjie ligter gehou het, want ek was nie eers bewus hier gaan kinders wees nie. Die ou sussietjie se arm steek net so onder die rommel uit. En dan huil die kind, dan vra hy, help my sussie uit te kry. As Jesus Christus daar was, het hy daai rotse opgetel en heling gebring, en hy sou heel moontlik die dogtertjie lewendig gemaak het. Ons het 'n God wat ontsaglik is, 'n God van liefde. Jesus Christus, ons saligmaker en verlosser. Amen. Hemelse Here, vanoggend pleit ek in alle erns dat U tog net deur hierdie boodskap 'n klein vonkie laat ontwaak van U liefde vir ons. Maak ons lojaal. Maak ons dat ons integriteit het, eerlik is, kan fees vier, deernis kan hê en empatie kan hê. Ag Here, U seun het vir ons alles reg kom wys. Ag Here, laat ons kerk dan hier van Gansbaai af net U liefde uitleef, dat daar geen haat of nait teenoor enige volk, teenoor enige nasie, teenoor enige godsdiens wees nie.
Laat ons vashou aan die langtermynbelegging van u goddelike liefde, wat ons op hierdie aarde moet versprei. Nie net teenoor die dinge nie, nie net teenoor die diere en die voëls nie, maar ook teenoor die mensdom. Here, maak dood die haat wat in ons heers. Gees van God, kom vervul ons opnuut en maak ons bewus van u goddelike liefde. Amen. Daar is nou geleentheid om die Here te dien met u liefdegawe. Liewe Heiland, hierdie geldjies wat ons vir u bring, elke nood, wil ons in liefde toewy aan u uitbreiding van u koninkryk, dat u liefde op aarde al hoe meer uitkrimp. Ons weet ons lewe in moeilike tye, maar ons weet u is ons krag. Aan u kan ons vashou. U gee ons die krag om lief te wees. En hierdie offergawe is deel van ons liefwees. Amen.
Liewe gemeente, die Here sal elkeen van julle seën en hy sal vir julle behoed. Hierdie Here sal sy aangesig elke oomblik oor julle laat skyn en sy vrede sal in julle harte woon. Amen. Die Here seën sterre ons, die Here verhoor ons gebede. Vrede vir ons, vrede vir ons, vrede vir ons vir altyd.